Môre, dis Sondag 20 Julie. En dalk voel jy soos ek gevoel het hierdie week. Moeg, uitgeput, gefokus op werk, pligte, verantwoordelikhede. En dan wonder jy, maar waar is Jesus in dit alles? Ek wil jou net vandag iets herinner wat die Here vir my gewys het. Ek lees weer in Lukas 10 vers 41 en 42 waar Jesus vir Martha sê, Martha, Martha, jy is besorg en kwel jou oor baie dinge, maar een ding is nodig. Maria het die goeie deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Dis diep, want Martha het nie slegte goed gedoen nie. Sy was besig vir Jesus. Maar Maria was stil by Jesus. En Jesus sê nie dat Martha verkeerd was om te werk nie, maar hy wys dat haar prioriteite verkeerd was. Ek moes dit hierdie week leer. Ek was so besig met veranderinge by my werk, dat ek gesukkel het om op te staan, te bid, Bybel te lees. Ek was geestelik uitgebrand sonder om dit agter te kom. Toe besef ek weer, God soek nie net my pligte nie, hy soek my teenwoordigheid. In Psalm 46 vers 11 staan daar geskrywe, wees stil en weet dat ek God is. In daardie woord, tamam, in Hebreëus beteken letterlik wees stil, wag, rus, stop. Dis nie net fisiese rus nie, dis geestelike afhanklikheid. Want soos Jesus in Johannes 15 vers 5 sê, sonder my kan julle niks doen nie. So ek wil jou aanmoedig vandag, moenie Jesus wegwerk uit jou dag nie. Moenie hom net probeer inpas tussen jou besige skedule nie. Gee hom eerste plek, sit weer aan sy voete. Dis waar die lewe lê. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek het moeg geword en in my moegheid het ek U misgeloop. Ek het die werk belangriker gemaak as U teenwoordigheid. Ek wil nie net vir U leef nie, ek wil uit U leef. Leer my om stil te raak, om te wag, om te rus. Ek wil elke dag aan U voete sit, want dis die goeie deel. Ek bid dit in U naam Jesus. Amen. Nuus wat ek vandag kies om te glo. Ek kies tyd saam met Jesus eerste. Ek leef nie net vir hom nie, ek leef uit hom. Ek vind rus in sy teenwoordigheid. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. En dalk is dit jou besluit om stil te raak, wat iemand anders help om weer Jesus eerste te stel. Ek hoop jy het 'n geseënde Sondag.